Die gevare van dwaalleer. Ons lees Judas vers 10 tot 13. Ek het oor die jare sakke vol e-pos gekry waar iemand die een of ander sogenaamde saak het wat hulle wil dryf en dan soek hulle net 'n teks om hulle saak te bevestig. So, jou saak lei dan eintlik die woord in plaas van dat die woord die saak lei. Daar's baie voorbeelde hiervan in die wêreld. So sou daar byvoorbeeld 'n sekere rasgroep wees wat dink hulle is verhewe teenoor ander rasse. Sekere kerke wat hulle daarop roem dat hulle die volle waarheid het met hulle rituele en gebruike, terwyl Jesus Christus eintlik die enigste waarheid is wat vrymaak. En dan gebruik hulle gepaste skrifgedeeltes wat natuurlik totaal uit verband geruk is. Judas waarsku dat dwaalleraars dikwels voorgee dat hulle verskriklik belangrik is en dat hulle 'n baie hoë kennis het van die bonatuurlike. Sommige wil selfs beweer dat hulle in hemelse kringe beweeg. In ons vorige dagstukkie het ons juis gepraat oor engele en bose magte en dat dit gevaarlike praktyk is om jou met hierdie bonatuurlike op te hou. Een so gewilde praktyk is byvoorbeeld die oproep van geeste, oftewel afgestorwenes. 'n Sogenaamde medium word dan gebruik om met die geeste te gesels en dan hulle boodskap aan jou oor te dra. Die Bybel draai geen doekies om oor hierdie dinge nie. Lees maar gerus in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 hoe God hieroor voel. Dit is een van die afgruwelike praktyke en God het 'n afskuw in mense wat dit doen. Dit is om te heel met die duiwel en sy medewerkers. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Ongelukkig is dit nie net mense daar buite ernsste wat die spoor so byster raak nie. Dikwels is dit kerkmense, gemeentelede, wat 'n totaal verdraaide siening het. Met 'n vroom gesig sit hy in die kerk, maar sy optrede daar buite verklap sy ware kleure. Judas gebruik die voorbeeld van 3 mense uit die geskiedenis om te wys wat die uiteinde van mense is wat dwaalleraars is. Kain is sy eerste voorbeeld. Ons weet dat hierdie seun van Adam selfs offers aan die Here gebring het. Hy het God geken, want sy pa was immers 'n diep gelowige wat saam met God gewandel het. Kain het afgedwaal, uiteindelik sy eie broer vermoor uit woede teenoor God. Sy lot was dat hy verban is. Hy het van die Here af weggegaan en sy nageslag was goddeloos. So lees ons in Genesis 4. Bileam is omgekoop om teen God se wil in te praat. Hy het dit nie oorleef nie. Numeri 22 en 31. Korag het in opstand gekom teen God. Sy einde was verskriklik toe die aarde hom lewendig ingesluk het. So lees ons in Numeri 16. Hiermee wil Judas vir die gemeente sê dat die gedrag van dwaalleraars anders is as die van gelowiges en hulle lot is ook anders. Hulle hoort nie in die gemeente nie en hulle uiteindelike bestemming is ook elders. Ongelukkig werk dit so dat die gedrag van hierdie mense dikwels ook gesien kan word in die lewe van gelowiges. Mense wat net aan hulself dink. Hulle gedra hulle dikwels uitspattig en 'n druis in teen die liefde van ware gelowiges.
Liefde beteken dat gelowiges in 'n eenheid saamgebind word en die onselfsugtige en opofferende liefde van Christus word in hulle optrede weerspieël. In die ware gelowiges lewe is daar nie die egoïstiese soeke na eie voordeel nie, maar sy liefde word in sy dade teenoor sy medegelowiges sigbaar. Jy hoor dikwels dat iemand brom dat die kerk absoluut niks vir hom doen nie. Niemand doen by hom huisbesoek nie. Waak daarteen dat jy nie 'n onvrugbare, selfsugtige lidmaat word, wat net die hele tyd wil ontvang en bedien wil word nie. Kerk beteken nie dat jy net op die geloofstrein saamry en dit geniet ten koste van die personeel wat in die gange op en af hardloop om jou rit aangenaam te maak nie. Kerk beteken 'n onselfsugtige, opofferende diens aan God. In die eerste plek het mense bymekaar gekom om te aanbid en om te leer, en dan het hulle uitmekaar gespat en die evangelie gaan verkondig aan elkeen wat 'n oor het om te hoor. Hiermee wil ek nie sê dat elke lidmaat vandag die woord moet verkondig nie, maar elkeen van ons kan sy eie talente gebruik in diens van God, om op 'n praktiese manier die koninkryk van God te bevorder. Sodoende maak jy nie alleen die liefde van God aan jou bewys wat dit prakties sigbaar nie, maar die bonus is dat jy geestelik 'n ongekende groei beleef. Kom ons bid. Here, vergewe my waar ek dikwels op my geestelike gemakstoel sit. Help my om prakties my geloof uit te leef. Amen.